Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Vrydag 22 Mei vir verdere studie. Deur geloof word ons geregverdig. Dit wil sê ons word vergewe en die band tussen ons en God word herstel. Romeine 5 vers 1 lees, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Dan word ons geheilig deur geloof. Met ander woorde, deur geloof ontvang ons die krag om soos Jesus te wees. Handelinge 26 vers 18 lees, om hulle oë te open, dat hulle hul van die duisternis tot die lig kan bekeer en van die mag van die Satan tot God, sodat hulle deur die geloof in my vergifnis van sondes en 'n erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang. Wanneer ons Jesus innooi om deel van ons lewens te wees, word ons boonop deur geloof kinders van God. Johannes 1 vers 12 lees, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Ons lewe dus deur die geloof wat ons in die Seun van God het. Galasiërs 2 vers 20 lees, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Die volgende aanhaling lees ons uit Ellen G. White, The Ministry of Healing, bladsy 182. Niks is oënskynlik so hulpeloos, maar in werklikheid so onoorwinnelik, as iemand wat ten volle bewus van sy nietigheid is en algeheel op die Heiland se verdienstelikheid staatmaak nie. Deur gebed, deur die bestudering van sy woord en deur geloof in sy blywende teenwoordigheid kan die swakste mens in kontak met die lewende Christus gebring word. En hy sal hulle met sy hand vashou wat hulle nooit sal laat los nie. Ellen G. White, The Ministry of Healing, bladsy 182. Die volgende aanhaling lees ons uit Ellen G. White, The Desire of Ages, bladsy 431, aanhalingstekens by Bybelverwysings verskaf. Hul geloof moet deur vas en vurige gebed en deur 'n gees van verootmoediging versterk word. Die eie ek moet prysgegee word en hul harte moet met die Heilige Gees en die krag van God gevul word. Opregte en volgehoue gebed is wat ons benodig. Laat ons dit dan doen met geloof. Geloof wat tot totale afhanklikheid van God en onvoorwaardelike toewyding aan sy werk vra. In ag genome ons stryd teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis in hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig, is hierdie ons enigste hulpmiddels. Al manier om die hulp van die Heilige Gees tot ons beskikking te stel. Ellen G. White, The Desire of Ages, bladsy 431. Vrae vir bespreking. Vraag nommer 1. Watter 5 hoofpunte kan ons uitlig uit die heel laaste aanhaling hierbo, betreffende ons samewerking met die Heilige Gees in die stryd teen die bose? Vraag nommer 2. Watter rol speel geloof in hierdie stryd teen die bose? Vraag nommer 3. Let op jou eie lewe. Hoe beleef jy hierdie stryd wat mens gelowig teen die bose moet stry? Vraag nommer 4. Lees Hebreërs 10 vers 23. Waarom is dit belangrik om onwrikbaar aan ons geloofsbelijdenis vas te hou? Hebreërs 10 vers 23 lees, laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou. Vraag nommer 5. Wanneer mens hulpeloos voel,
is dit juis 'n geleentheid om meer ten volle op Jesus staat te maak. Hoe gereeld vergewis jy jou van hierdie waarheid? Ter opsomming, God gee aan elkeen 'n sekere hoeveelheid geloof, 'n geloof waarop ons verhouding met hom bou. Jesus is die begin en die volëinder van ons geloof. Let op die mag en krag van geloof, wat hy tentoongestel het in die voorbeeld wat hy in die verband vir elkeen van ons voorgehou het. Wanneer ons geloof klein is, en ons in trane en totale oorgawe bidend op ons knieë voor hom neerval, sal God sy wonderwerke in ons lewens verrig. Ons lees Jeremia 31 vers 2 tot 4. So sê die Here, die volk van diegene wat van die swaard vrygeraak het, het genade gevind in die woestyn, op weg om sy rus te geniet, naamlik Israel. Die Here het aan my verskyn uit die verde. Ja, ek het jou lief gehad met 'n ewige liefde, daarom het ek jou getrek met goedertierenheid. Ek sal jou weer bou, en jy sal gebou word, o jonkvrou van Israel. Jy sal jou weer versier met jou tamboeryne en uittrek in die koordans van die spelers. Ons volg dan met Jeremia 31 vers 11 en 12. Want die Here het Jakob losgekoop en hom verlos uit die hand van hom wat sterker was as hy. En hulle sal kom en op die hoogte van Sion jubel en toestroom na die seëninge van die Here, na die koring en die mos en die olie en na die jong skape en beeste. En hulle siel sal wees soos 'n welbesproeide tuin, en hulle sal verder nie meer kwyn nie. Op die regte pad, sy paaie, sal hy ons lei, sodat ons nie meer struikel nie en gemoedsrus kan hê. Jesus is in elke opsig die volmaakte voorbeeld. Die beoefening van daardie geloof wat hy uitgeleef het, is die kenteken dat ons sy eindtydvolk is. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie week se studie en vir alles wat U ons geleer het oor geloof en vertroue in U. Dankie, liewe Heer, dat U ons dra, selfs in tye wanneer ons swak voel en onseker is. Here, help ons om nie harte van klip of diamante te hê nie, harte wat hard en koud en onbuigbare is nie, maar sagte en nederige harte wat ontvanklik is vir U leiding, U liefde en U waarheid. Liewe Heer, help ons om met geloof te lewe, om ander met liefde te behandel en om altyd op U te vertrou in alles wat ons doen. Beskerm ons en seën ons families en help ons om elke dag nader aan U te groei. Ons bid en ons vra dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen.